Geliefdes in die Here, 'n vreugde om die Here se woord in u teenwoordigheid te kan oopmaak. Die Here te dank dat hier 'n preekstoel in hierdie kerkgebou is en dat die woordverkondiging, die so sê die Here, die allerkern van ons ontmoeting met die lewende God is. Hartlik welkom in vakansietyd, in wintertyd en regtig ook van my kant af dankbaarheid dat jy in vroegdagtyd opstaan en by die 8uur merk saam met medegelowiges in die erediens is. Nuwe lidmate en gaste ook meer as welkom. As ons nog nie van u teenwoordigheid in die gemeenskap en in die gemeente bewus is nie, gesels gerus met my sodat ons julle kan ontmoet en kan bedien. Een uitsondering in ons welkomwoord en dit is om vir Suster Hannetjie Robertse en haar dogter welkom te heet. Hulle attestaat sal ons weldra afkondig. Hulle kom van die Gereformeerde Kerk Acacia. Ons suster het Vrydag verjaar en is al diep in die 90 en dankie dat u saam met ons in die erediens is. Die ander notas sal ek na afloop van die erediens aan u voorhou. Ons gaan 2 liedere saam sing in ons toetrede voor die aangesig van die Here. Die eerste uit die liedskat van die kerke, lied 190, se eerste strofe. En daarna blaai ons na die alonbekende Psalm 100. En ons gaan al 4 die strofes van harte saam sing. En ons sing dit in beurtsang. Die eerste strofe van Psalm 100, almal saam in die erediens. Die tweede, die susters. Die derde, die mans. Die vierde, weer almal saam. En daarna die wotum en die groet van ons Here.
Kom ons kniel voor die Here. Laat die woorde van ons mond, die oordeenking van ons hart, vir U aanneemlik wees. O Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here verder met samensang. Ons sing staande Skrifruiming 11:2, strofe 1 en 2. En daarna kan jy weer die sitplek inneem. Die genade voorreg om belydenis te kan doen van 'n mens se geloof op hierdie aarde. Kom ons doen dit en vanoggend in die woorde van Skrifruiming 12:1 en ook 'n spesifieke gedeelte uit Skrifruiming 12:2. Ek glo in God, die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel die wat lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek geloof, ons geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat ons in ons sonde dood gewek het. Ons as trooster, leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Ek geloof van die gemeenskap, heilige verbintenis
van wie almal same eenheid in hul Here een liggaam is. Ek geloof die skuldvergewing, weeropstanding van die vlees en 'n lewe in ewige duurte as die dood nie meer sal wees. En nou, geliefdes in die Here se wet. Ou Testamentaal, volheid en heerlikheid, Eksodus 20, maar ook Nuwe Testamentaal. En daarom vanoggend eerste na Matteus 22 te luister en dan blaai ons terug na Eksodus 20. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom. En een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan staan daar in Eksodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. En as ons met aandag daarna luister, dan sing ons na die afkondiging van die Here se wet, Skrifberuiming 12:3, strofe 1 en 2, en daarna bid ons saam. In vers 2 van Eksodus 20 staan, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom of haar behoort nie.
Ons bid saam. Vader in die hemel, ons bely, ons is geseënd. Geseënd in U teenwoordigheid, geseënd met mekaar saam, geseënd, salig, hartlik gelukkig, U woord oop by ons, in ons hand, in ons hart, in ons lewe. Geseënd as gemeenskap van gelowiges, geseënd uitgekies van voor die grondlegging van die aarde, U kinders te mag wees uit genade. Geseënd met ore om te hoor. Wat 'n genade om aan U te mag behoort. Hoor ons Here kinderlike gebed en ons pleit om 'n vreugdevolle ontmoeting met U. In Jesus Christus naam vra ons dit. Uit genade. Amen. Die Here kom aan die woord deur die skriflesing. Hy is altyd in ons teenwoordigheid deur sy woord en deur sy gees. En ek nooi u om te luister na die woord van die Here uit die eerste hoofstuk van die boek Job. Wat 'n stuk God se openbaring is dit nie? Kom ons lees die eerste hoofstuk en ek gaan die aandag vestig as ons by vers 9 kom, wat die fokusvers is. Let ook daarop dat die Bybelvertalers bo aan hoofstuk 1 geskryf het, Job word deur rampe getref. En dan van vers 1 af, in die land Us, was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad en was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Sy seuns het om die beurtpartytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier. Na 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig. En vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring, want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Job het dit elke keer gedoen. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan?
En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here God vra toe vir die Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op hierdie aarde nie. Hy's vroom en opreg, en hy dien my, en hy vermy die kwaad. Dan vers 9. Toe antwoord die Satan die Here. En dan hierdie woorde, dis nie sonder rede, dat Job u dien nie. U beskerm hom dan, en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings. En kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir die Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor, net aan homself mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here weggegaan, en eendag, toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, kom daar 'n boodskapper by Job met die nuus, die osse was aan die ploeg en die donkies het langs aan gewy, toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te kom vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar een met die nuus weerlig, het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus, 3 groepe Galdeërs het die kamele geroof en is daarmee weg. Nadat hulle die slawe doodgemaak het, net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus, u seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestynse kant af opgekom en die huis van al 4 kante af op die kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan, sy klere geskeur. Hy het sy hare afgeskeur. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig en God iets verwyd nie. Tot daar die Here se woorde. Vers 9. Toe antwoord die Satan die Here. Het is nie sonder rede dat Job u dien nie. Ons fokusvers vir vanoggend met as tekstema, dien die Here met oorgawe en leef geseënd ondanks omstandighede. En voordat ek die Here se woord aan u bedien, kom ons sing Skrifverruiming 2:2 se 3de strofe.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Hoor bitter mooi wat sê die Satan in Job 1 vers 9 vir die lewende God. Want hy is ons bang vir niemand nie. Niemand. Die Satan sê vir die skepper van die hemel en die aarde en die onderhouer van alles en almal, u het dit verkeerd. Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U dit mis. Daar's 'n rede. En as ek dit gesê het, geliefdes in die Here, en daarmee in baie besonder 'n fokus ook op die katekesante in die erediens, vra ek, om watter rede dink u het Job God gedien? Hoekom het hy die Here gedien? So hy sê. Ek bedoel, ons het Job 1 gelees, nê? Van ons jong mense sou dalk antwoord, oom Pieter, dis omdat hy alles gehaat het. Is maklik. Maar bietjie meer persoonlik. Hoekom dien u die Here? Kom. So konfronteer die Here u en my. Nou, hoekom dien u die Here? Sê in die hart. Ek wens jy kon dit hardop sê. Om watter rede of om watter redes, of 'n bietjie meer kan ek sê geleerd gesê, wat motiveer u om die Here te dien? Want sê die Satan vir die lewende God, ek sê vir, kom ons sê vir jou, want ek dink hy sou dit so kon sê, dis nie sonder rede dat Job u dien nie. Sê Satan vir die Here. Kom ons kyk na Job 1. As 'n mens die eerste hoofstuk van hierdie unieke stuk Godsopenbaring in die Here se woord lees, dan kom 'n mens agter, kan ons so sê, dat die Here God trots was op Job, sy kind. Hy sê graag wie sy kind Job was. Die getuienis in vers 1. Hoor net weer. Job was vroom en opreg en dit God gedien en die kwaad vermy. As dit in 'n mens se getuieskrif kan staan. Maar nou kom die Satan tussenin. En wat ek nou sê ek met respek, nee. Ek bedoel, broer en suster kinders, die Satan, die duiwel is al ewig tussenin.
Hy sal ewig tussen u en God in. En daarom vra die Here God in vers 7 vir die Satan, en waar kom jy nou vandaan? En Satan antwoord, ek het die hele wêreld deurkruis, en vers 8. En het jy in jou reis oor die hele aarde, het jy my kind Job, my dienaar Job raak gesien? Was jou oë op hom gefestig? En dan staan daar, want sy gelyke kry jy op aarde nie. Het jy hierdie lidmate raak gesien? Satan. Wat sê jy van hulle? En die Here God sê van u, hulle is vroom en opreg. En dan Job 1:9. Vanoggend se fokusvers. Die Satan nou vol. Dis nie sonder rede dat Job eet nie. Daar's 'n rede. Daar's 'n motief. En nou sê die Satan, en betrek jouself daarbey en die eie lewe. Hoor wat sê die Satan? Here, u maak die lewe vir Job maklik. Hoorie, daar's die kern van alles. U maak die lewe vir hom maklik. Daarom kniel hy voor u, daarom is hy vir u lief. Daarom is u sy een en sy al. Dis maklik. Hy het alles. Hy mis niks. U maak die lewe vir hom maklik. Alles loop seepglad. Job kry nooit die wind van voor nie. Sien nie? Die Here God dink alles van Job. Die Satan dink van Job niks nie. Ja, dit is so. Job is vroom. Maar daar's 'n rede. Hy dien nie sonder rede nie. En hoor nou 'n bietjie mooi, as ons na hierdie eerste hoofstuk kyk en spesifiek vir oggend se teks in die Hebreëse taal, die woord sonder rede is in hierdie klassieke taal een woord. En daardie een woord beteken sonder bybedoelings, sonder verdienste, of as jy wil, verniet. Die Satan beweer, u vroom kind Job, dien u nie verniet nie. Die Satan suggereer, Job het bybedoelings.
en u en ek. Want, kom ons gaan kyk mooi na hoofstuk 1. Die Satan sê, Job dien die Here ter wille van die voordeel wat hy daaruit trek. Die Satan sê, Job dien die Here omdat u, o God, hom seën en vir hom goed is en hom toevou en hom toemaak. U sit hom in 'n glaskas. Satan sê, dit sal Job nie betaal om anders te lewe nie. Dis nie sonder rede dat Job u dien nie. En nou sê die Satan in dis alles eintlik net die volgende. Hy sê, en nou is u en ek ook weer direk betrokke. Die Satan sê, en maak dit op homself van toepassing, laat die lewe hom net stamp. Dan kyk hy. En die lewe stamp 'n mens. Nie waar nie. Laat die stof net uit Job se oë waai. Reël dit net so dat die dinge nie altyd perfek loop nie. Die Satan sê, laat Job net 'n bietjie sukkel. Dan moet hy sien. En verby met die wonderlike dien van die Here. Hoor wat sê Satan in vers 11. Ek lees dit weer. Maar raak nou net aan sy besittings. En kyk of hy u nie in u gesig vervloek nie. En ek dink onmiddellik by die lees van vers 11 aan myself. Hoekom dien ek die Here? Dien ek hom, dien u hom sonder bybedoelings. Sonder, kom ons sê dit, om byvoordele te verwag. Stel Job net 'n keer op die proef. Sê die duiwel. En die Here laat dit toe. Die Satan hoef nie net aan Job se besittings te raak nie. Hy kan dit totaal vernietig. U het dit saam met my gelees, nê? En ek en Satan vat aan Job. Hy het Job plat geslaan. Hy het Job
bitter hard geslaan. Satan het alles gevat tot Job se kinders. As die Here alles vat, sal hy hom nog dien? Alles? Maar weet jy wat? Satan kon nie vatplek kry op Job se geloof. Die Here sê, vat alles by Job, maar vat aan hom. Dan sit ek en jy. En daar is die evangelie ingebou, broer en suster, vir u en my. Gaan huis toe en onthou, aan my sal niks raak. Die Satan kon Job se geloof nie in die hande kry nie. Job het aan God bly vashou in sy niks. Want daar het 'n dag in Job se lewe gekom, toe hy net God oorgehaat het. En wat sê dit? Dit sê, hy het God gedien, sonder bybedoelings. Want, kom ons sê dit so, Satan het al Job se sogenaamde byvoordele gevat. En nogtans het Job God nie gevloek nie. En as die Here alles by jou vat, al jou byvoordele, sal daar dan van u gesê word, hulle dien God sonder bybedoelings, sonder om God se spesiale guns in ruil daarvoor te verwag. Hoor jy wat sê ek? Dis krities belangrik. Here, ek is so vroom. Ek is so korrek. Ek is 'n model. Gee 'n bietjie. Ek verdien dit. En ons, iemand sê so mooi, sou God bereid wees om 'n weddenskap oor u en u liefde vir hom aan te gaan. Hoor jy wat vra ek? Sou God bereid wees om 'n weddenskap oor u liefde vir hom aan te gaan? Wie sou wen? God of Satan?
sluit af. En ek het 'n kollega wat op hierdie punt van die woordverkondiging sou kon opstaan en vra, Pieter, waar pas Christus nou in? En wat jy gesê het. En ek onthou met eens Jesus se vraag aan Petrus. Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En ek onthou vir Job. En ek vra myself die vraag af. Hoekom dien ek die Here? As jy op die ashoop van die lewe sit, sal jy dan steeds sê, ek het U hartlik lief. Amen. Kom ons dank sê. Ons Vader wat in die hemel woon, op die bladsye van die Ou Testament, op die bladsye van die Nuwe Testament, op die bladsye van U woord is U blye boodskap ingeskryf, opgeskryf, aangeteken. En ons loof U daarvoor, ons prys U daarvoor. En saam, Here God, te bely, ons is hier, omdat ons U liefhet. Net dit. Ons het U lief. As ons in 'n blink motor ry. Ons het U lief. As ons met ons voete loop. Ons het U lief, Here, as ons gesond is. Ons het U lief as ons siek is. Ons het U lief as al ons programme en ons planne soos monumente staan. Ons het U lief as alles plat gevee word. En die hoogste hoopie waarop ons sit, die ashoop is. Ons het U lief. Omdat U is wie U is. U wat die saad van die geloof in 'n mens se hart strooi en deur die Gees koesterend bewaar. Ons aanbid U onvoorwaardelik. Lei ons aan U hand.
'n voorspoed en 'n teëspoed. In Jesus naam ons gebed. Amen. Ons gaan staan in Psalm 33, die kloeteomdigting. Strofe 1 en 7 sing, daarna die uitstuurseën van ons Here uit genade te kan ontvang, dan ons Amen lied, skrifbereiming 13:2, en dan neem jy net die sitplek in. Daar's so 4 of 5 afkondigings wat ek graag met u wil deel. Ontvang uit genade die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons trooster, sy met u almal. Amen. Broer en suster, ek deel graag die volgende met u. Daar is seker hier en daar 'n oorvleeling met betrekking tot die poortpos. Die eerste is die hartlike groete oor te dra van die kollegas wat deur die Here geroep is om in Namibië diensbaar te wees as verkondigers van die Here se woord, waar ek die week wat verby is diensbaar kon wees. Ontvang hulle hartlike groete en ook hulle smeekroep vir ons voorbidding vir hulle. Daar's in die vakansietyd nie 'n aandedediens nie. Ons drink weer tee en koffie in die 3de kwartaal. As jy 'n spesiale dankoffergawe kan afdra op grond van die seën van die Here in u lewe, word dit vandag afgesonder vir die studentekas. Kas vir teologiese studente op Potchefstroom. Ek roep u op in voorbidding, natuurlik vir mekaar, elkeen afsonderlik,
Maar as ons uitsonderings durf maak, ons het gehoor dat Suster Ina van der Nest se ouboet ernstig siek is, dat spesialiste vanoggend sal besluit hoe nou verder, en dit hou verband met 'n hartprosedure en die neeweffekte daarvan. Ons dink ook aan broeder Philip Venter, een van ons bejaarde broeders wat al in die 90 jaar oud is, wat in Groenkloof Laai verpleeg word met intense pyn elke dag van sy lewe. Ons dank die Here vir Andrei en Jana Grobler wat in Kanada by die kinders met vakansie mag wees, en ons hou saam met broeder Lukas en suster Alta styfduim vas. Hulle kinders, hulle seun en skoondogter is uit Myanmar op pad, en toe se vlug nou ergens op 'n groot lughawe teruggehou. Ek hou nie van die woord vertraag nie. Teruggehou. En hulle land as die Here wil 11 uur vanaand op die lughawe in Johannesburg. Omhels hulle met die liefde en kuier voluit saam met hulle. En dan, broer en susters, loof ons die Here vir Hans Jobs, hy sit hier reg voor my, uit Kuwait. Dit was maar 'n bietjie benoude omstandighede. Ek het baie keer as broeder Hans vir my goed te wys van die oorlog tussen Iran en Israel. Ou Hans, dan het ek tog maar die Here gedank dat jy ook in die militêre diens, toe jy 'n jong man was, iets kon ervaar, nee. Nie dat 'n mens nie dan bang is nie. Maar ons is bly, jy's veilig in Suid-Afrika, en vir jou en Wilma ook met die siekte van 'n kleinkind, van julle meisiekind, mag die Here julle styf vashou. Die laaste nota sal ek ook in die Poortpos DV Vrydag aan u voorhou, en dit is, broers en susters, dat professor Henny Goede, 'n beroepe professor in die teologie aan die Teologiese Skool in Potchefstroom, ons Dinsdag op 'n breë kuratoriese vergadering bedien het met 'n artikel 12 kerkorde aansoek. U kan agter in die psalmboek of op die rekenaar gaan lees. Artikel 12 sê as 'n dominee of soos hy, want hy is in wese 'n dominee, om watter rede ook al, die kerkorde artikel sê om gewigtige redes 'n ander staat van lewe wil ingaan. Met ander woorde, nie meer 'n dominee kan of wil wees nie. Dan versoek jy die kerkraad of die kuratore om onder artikel 12 'n ander staat van lewe in te gaan. Die motivering van professor Henny Goede is deur die breë kuratore bespreek, en hierdie versoek van prof Henny is aan hom toegestaan. Hy is dus nie meer dominee nie en ook nie meer professor in die Nuwe Testament nie, en ons vra u voorbeding vir hom en sy gesin, daar prof Henny aansoek gedoen het vir die pos van registrateur van die Noordwes Universiteit, en by al die aansoeke wat ontvang is hierdie pos aan prof Henny aangebied, en hy begeer om hierdie roeping te vervul. Kom ons dink aan hom en sy mense. En dan, prof Henny was tot onlangs toe dekaan van die fakulteit teologie, en een van ons professore, professor Resemati op Jani, hy's ook prof in die Nuwe Testament. Ek weet nie wat is dit met die Nuwe Testament te sien nie. Hy is vir die volgende 5 of 6 maande tydelik as registrateur, ten minste as dekaan van die fakulteit teologie aangestel. Kom ons kom 'n bietjie weg van al hierdie ingewikkelde dinge
En ons kom by 2 klein mensies in die gemeente wat albei die 3 Julie verjaar. Noah Fleming, ek dink hulle sit in die moederskamer, en Louwan Joubert. Is hulle daar? Ja, hier hoor ek die deur. Hierdie manne verjaar die 3 Julie en ons sê vir hulle baie geluk. Kyk nou net, ek weet nie wie is die trotste, die pappa of die klein man, die engel ding. Daar is hy, my liefie. Vat hom. Vat hom. Dankie hoor, seun. Ons is baie lief vir jou. Is die Flemingkie nie, sal sy tannie, sy kaartjie. Dis een van ons mensies wie se pappa in Amerika werk en ons vra vir sy tante om hom 'n stywe drukkie te gee. Geliefdes, 'n vreugdevolle Sondag en sterkte in die Here.